Goeiemôre graad 3's. So, ons het verlede week meer geleer van driedimensionele vorms en hulle eienskappe en definisies. Byvoorbeeld as ons kyk na hierdie vorm. As jy nou so van vooraf kyk, is ek seker die meeste raai dat dit 'n kubus is. Maar al het hy 'n vierkant aan albei kante hierso, met ander woorde sy basis is 'n vierkant, sal jy sien dat hy ook reghoeke het. Omdat hy reghoeke het, beteken dit hy's 'n reghoekige prisma. Okay, dan het ons ook geleer van vlakke. Vlakke is al hierdie platforms, die vierkante of die reghoeke. So dan kon ons dit getel het, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vlakke, soos 'n dobbelsteen, né? En ons het ook hoekpunte getel, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hoekpunte, en dan kon jy ook jou rande getel het. 'n Rand is waar twee vlakke bymekaar kom. Dan het ons ook gekyk na iets soos 'n sfeer. Nou, 'n sfeer in die werklike lewe kan lyk soos 'n lemoen, of 'n aardbol, of die bal waarmee jy sokker speel. So, ons het ons driedimensionele vorms, en dan as dit in ons alledaagse lewe is, dan noem ons dit ook ons driedimensionele voorwerpe, soos die lemoen. Kyk, maar nou, ons gaan nie vandag verder daarna kyk nie. Vandag gaan ons 'n klein bietjie pret hê. Juffrou het 'n mes, en asseblief, julle mag nie hierdie op julle eie doen nie. Vra julle ouers om te help, asseblief. Maar voordat ons nou gaan inspring en goed opsny, gaan ons gou eers net 'n bietjie hersiening doen. Want ons gaan nie net driedimensionele vorms nie, ons gaan die simmetrie van driedimensionele vorms bekyk vandag. En voordat ons na driedimensioneel toe gaan, begin ons by tweedimensioneel. Hoekom? Driedimensionele vorms, het ons geleer, word opgebou uit tweedimensionele vorms. So ons gaan net gou hersien. Hier sal julle sien, het ek 'n sirkelvorm, maar omdat hierdie 'n daaglikse voorwerp is en nie 'n sirkel in ons wiskunde klas nie, sal julle sien het hy ook 'n dekoratiewe rand rondom, maar die binnekant kan julle nog steeds sien is 'n sirkelvorm. Nou ons gaan kyk, hoe lyk hierdie vorm se simmetrie? Vir dit moet ons 'n middellyn vind, en dan moet ons seker maak, ons vou hom presies op mekaar. Elke gaatjie, elke kurwe, alles moet presies op mekaar wees. En as ons gelukkig is, dat dit so mooi op mekaar is, dan kan ons hom vou. Presies in die helfte. Niks steek oor by die kant nie. En dan as ons hom oopvou, sal ons sien ons middellyn is ook ons lyn van simmetrie, simmetriese lyn. Wat dit beteken is, as jy na jou simmetriese lyn kyk, beteken dit die een helfte is presies dieselfde as die ander helfte. Kolletjie vir kolletjie, kurwe vir kurwe, dit pas presies op mekaar. Dit is simmetries. Ons moet so oopvou daar. Dan as ons kyk na 'n voorwerp soos hierdie, 'n vorm soos hierdie. Nou dit is 'n 1, nie 'n 1 soos julle in die klaskamer skryf nie, maar 'n tipe manier om 'n 1 te vorm. Maar wat nou belangrik is, kom ons kyk of hy simmetries of nie. So, in ons vertikale lyn, vou ons hom nou eers in die helfte. As goed is wat ons kan. Kyk daar. Lyk dit vir julle of hy presies op mekaar pas? Nee, hy doen nie. Dit wil sê, hy is nie simmetries nie, en die mooi groot woord daarvoor is, hy is asymmetries. Kom ons kyk as ons hom op 'n horisontale lyn in die helfte vou. Is hy dan simmetries? Nee. Hierso steek 'n deel oor. Hy pas nie presies op mekaar nie, die een helfte lyk nie presies soos die ander helfte nie, dus is hy ook asymmetries. Nou kom ons by die lekker deel, by ons driedimensionele simmetrie. So om hierdie sfeer, wat ons nou het, 'n lemoen, nou 'n regte bal gaan nog bietjie meer rond wees as die lemoen, maar juffrou het 'n lemoen in die huis gehad.
daai lyn van simmetrie te kry. Dit is eintlik maklik. Want 'n ronde voorwerp is rond presies oral oor, nee. Dit is net belangrik om presies in die helfte te sny. Dan maak dit nie saak of jy horisontaal, vertikaal, enige manier om sny, gaan presies dieselfde wees. So kom ons vat ons mes. En juffrou hoop ek 'n mooi mik waar die helfte is. En ons sny. En daar is ons 2 helftes. Lyk die 2 helftes presies dieselfde? Ja, dit doen. 'n Sfeer kan 'n simmetriese lyne en presies dieselfde lyk. So kom ons kyk as ons die kante van die sfeer nou in verf druk. Kom ons hoop ek druk dit mooi gelyk in die verf in. En ons druk die kant lig mooi op. En kom ons vat die middel ook. Oeps. En nou mooi druk. Tjoep. Kom nou. En ons druk die middel. Ek dink ek is nou so 'n klein bietjie van die bladsy af. En lig op. Nou wil my vorms nie so lekker werk nie. Kom ons probeer dit gou weer. Tjoep. Julle sal 'n idee kry. So lekker suur affære nou. As lyk die kante se afdrukke presies dieselfde? Ja, dit doen. Lyk die middel se afdruk dieselfde? Dit lyk nie so nie, want my verf is nie evenredig versprei nie, maar ja, dit doen. Albei is presies dieselfde grootte en albei is 'n sirkel. So dan kan ons sê, die 2 helftes is simmetries. Kom ons sit hom daar, en ek het gelukkig servet hier naby. En van die eerste rooi ontslaat erop. Dan, kom ons by marshmallows. Nou, weer eens, marshmallow is nou een van ons daaglikse voorwerpe. So, daaglikse voorwerpe gaan partykeer nie 'n perfekte vorm wees nie. Maar ons gaan hom nou insien as ons, wat se vorm sal julle sê is hierdie, 3-dimensioneel. 'n Silinder, mooi. So hierdie gaan ons silinder wees vir vandag. 'n Silinder, weet ons, het 'n sirkel aan die onderkant as basis en hy het ook 'n sirkel aan die bokant en dan het hy eintlik 'n reghoekige vorm wat reg rondom gaan en die bokant en onderkant verbind aan mekaar. Dan het ons silinder. Nou is 'n silindervorm kan mens in 2 maniere sny. Wel, dit sal meer as 2 maniere wees afhangende van hoe jy nou jou lyn trek. Maar hoe dink julle sal ons hom kan sny om simmetries te wees? Dink gou 'n oomblik. Mooi. Die een manier is horisontaal. Kom ons sny hom presies in die middel horisontaal. Dan gaan hy draai. Goed. 'n marshmallow is moeilik om te sny. Kom ons kyk of dit ek het reg gekry. Lyk die een deel van die silinder soos die ander deel? Ja, dit doen, maar weer vrou 'n bietjie skeef sny. Lyk die middeldele dieselfde? Ja, albei is 'n sirkel. Kom ons druk 'n kant afdruk. Tjoep. En 'n middelene. Tog, dan kan ek meer die marshmallow eet. Verf nou mooi versprei. En leg. Oeps. Druk hom net mooi. Ekskuus julle, my verf idee. Nou nie heeltemal so mooi uitgewerk nie. Julle kry die idee. Die kante lyk dieselfde. Die middelkant lyk dieselfde. Dan, dit is nou as ons hom horisontaal sny. Nou gaan ons hom vertikaal sny en dan gaan ons kyk. Weer eens, 'n marshmallow
is 'n klein bietjie taai. So jy moet hom mooi sny, anders druk jy die hele marshmallow plat. En dan plak hy vas. Kyk, maar as ons hom vertikaal sny, lyk die twee dele dieselfde? Ja, dit is simmetries. Die een helfte lyk soos die ander helfte. Lyk die middel dieselfde? Ja. Nou watse vorm sien julle hier in die middel? Hierdie een lyk bietjie beter. 'n reghoek. Kom ons druk 'n afdrukkie van die middel en dan kyk ons. Druk op mooi in die verf in. Kyk of hy beter werk. Asai. Daar is ons reghoek en kom ons druk 'n bokant. Hulle smeer so 'n klein bietjie. Maar so julle sal sien dat die middelste deel van die marshmallow wat nou 'n silinder is, lyk soos 'n reghoek. En dan die bokante, hierdie een het 'n bietjie gesmeer, is 'n halfmaan. Kyk, dis 'n half sirkel. Kyk, nou is ons eers bietjie klaar met die verf. Net mooi probeer skoonmaak. Nou kom ons by hierdie vorm. Nou dit het ons gesê is 'n reghoekige prisma. Nou interessant van prismas is, jy kan hom sny net soos jy wil, solank dit 'n middellyn is en hy gaan simmetries wees. Wel, meestal van die tyd. So, kom ons sny hom eers in die helfte die kant. Ons oop na die marshmallows. Sny uit die spons. Asai. Ons het gou vir 'n oomblik afgesny, maar ons is terug. Soos julle kan sien het ons die vorm nou in die helfte gesny. Die een deel van die reghoekige prisma, wanneer jy hom in die helfte sny op sy kant, so teen, lyk presies dieselfde as die ander kant. So dis 'n lyn van simmetrie. Gaan ons die een deel wegsit. Nou, as ons kyk na die bokant, die vierkant deel van hom. Hoe kan ons hom sny dat dit simmetries sal wees? Kom ons kyk. Diagonaal. Lyk dit simmetries? Ja, dit pas presies op mekaar. So jy kan hom diagonaal sny, dan is hy simmetries. Jy sal hom ook diagonaal in die ander rigting kan sny, gaan hy ook simmetries wees. Hoekom? Want hier werk ons met 'n vierkant, né? Sal jy hom vertikaal kan sny? Ja. Kom ons doen dit met hierdie ander sponsie. Dus gaan ons net met stukke eindig. As jy hom vertikaal sny, die een kant lyk presies soos die ander kant, so dis 'n lyn van simmetrie. En as jy hom horisontaal sny, dan lyk die bokant presies soos die onderkant. Kan julle sien dat hierdie vorm, hierdie prisma, ons in klomp verskillende rigtings kan sny, solank dit 'n middellyn is wat jy sny, sal hy simmetries wees. Al wanneer jy versigtig moet wees, is wanneer jy werk met 'n reghoek, want as jy 'n reghoek gaan sny, gaan die twee driehoeke nie noodwendig simmetries opeindig nie. Kyk, kom ons kyk na hierdie een, 'n patat. Nou, dink julle as julle na hierdie patat kyk, daar is 'n manier om hom te sny in 'n middellyn sodat hy simmetries is. Kom ons kyk. As ons hom in die middel deur gaan sny so. Ek kom sy middel te skat.
gesny lyk dit dieselfde, maar die buitekant, hierdie ene kurf uit, daai ene is reguit, 'n bobbel onder, is hulle simmetries? Nee, kom ons druk hulle kante. Kom ons 'n bietjie rol in die verf. Kom ons kyk. Sit daar neer. Dit is bietjie moeilik om met hulle in die verf te werk, want die een is se vorm is heeltemal anders as die ander een. Meer bobbels en so, lyk dit dieselfde? Nee, dit doen nie. Sou dit gewerk het as ons dit langwerpig so deurgesny het, of miskien so deur? Hy sou heeltyd nie 'n simmetriese lyn vir jou kon gee nie. Die een kant gaan nie lyk soos die ander kant nie, want hoekom? Hierdie patat is dieselfde as die een waar ons na gekyk het in tweedimensionele vorms. Ons noem dit 'n asimmetriese driedimensionele voorwerp. Daar gaan nie 'n lyn van simmetrie wees nie, want die hele vorm is asimmetries. Hy lyk glad nie dieselfde aan die verskillende kante nie. OK, nou het ek een laaste vraag vir jou. Een ballon. Dink julle, hierdie ballon gaan simmetries wees as ons hom in die helfte sny? Dink julle so? Ek neem aan ons gaan nooit weet nie. Ek hoop julle het 'n lekker dag en 'n lekker week verder. Totsiens!